Goeiedag, dis Johan Grobler hierso en ek wil praat oor God, die ware God, die enigste ware God, God die Vader, soos hy vir ons geopenbaar is in die Bybel. Die Bybel soos wat oorspronklik geïnspireer is, woord vir woord deur God geïnspireer is homself. Die vertalings is nie noodwendig geïnspireer nie, maar die oorspronklike teks woord vir woord geïnspireer. En ek wil praat oor hom, ek wil praat oor God, want ek glo God word misken, God word geïgnoreer, God word eenkant toe geskuif deur die mensdom. Ons leef in 'n baie selfgesentreerde of mensgesentreerde wêreld. Die mens dink ek kan aangaan sonder God. Die mens dink nie noodwendig aan God nie, baie sê hulle glo nie aan God eers nie, en die wat glo in God sê hy is nie so betrokke nie, of hy is ver weg, besig met ander dinge dalk, hy gee nie om en ek veel wat gebeur op die aarde nie, daar's te veel kwaad, evil, swaar kry, tragedies, maar hulle ken hom nie. Hulle weet nie waarmee hy besig is nie, hulle verstaan hom nie, hy word misken, hy word geïgnoreer, tot 'n groot mate. Party mense sal op 'n Sondag na 'n kerk toe gaan, en daarom aanbid en liedere sing, maar in die week is hy vergete, tot 'n groot mate. Ek meen, ek was ook so, vir baie jare, en ek het hom nie verstaan nie. Ek sê nie, ek verstaan God ten volle nie, geen mens, glo ek, verstaan God ten volle nie. Maar ek glo dat hy het vir my dinge geopenbaar oor baie jare, geleidelik. Dis wat ek nou verstaan, het ek nie noodwendig verstaan 10 of 6 of 15 jaar gelede nie. Ek verstaan dinge meer nou as ooit tevore, en ek wil vir julle sê, dit wat ek nou verstaan, is vir my so verblydend, so inspirerend, so goeie nuus. Ek moet dit deel. Ek moet dit net deel. Ek kan net vir myself hou nie. Ek is nie die enigste persoon wat dit so sien. Daar is nie baie nie, maar is mense oor die hele wêreld heen wat die Bybel bestudeer het en wat tot dieselfde gevolgtrekking gekom het, en party by wie ek ook geleer het en kers opgesteek het, wat begin verstaan het dat God is besig met iets fantasties. Iets wat nie sommer oor gepraat word nie. Jy gaan nie kry in die tradisionele kerke nie. Jy kan vergeet daarvan, jy gaan daar kry nie. Ek was daar gewees, in die tradisionele kerke, ek het dit nie daar gekry nie. Ek het ook oor goed gepredik al in my jare, en ek het nie die regte goed gepredik, en ek het dit nie verstaan nie. Nou, ek blameer nie die mense wat dit nie verstaan nie, ek het nie 'n issue met hulle nie, want as jy dit nie verstaan nie, verstaan jy dit nie. Maar die doel van hierdie video en van die andere wat ek doen, is om dit wat ek geleer het te deel, want ek voel nie behoort met myself hou nie. Ek vra nie vir iemand om enige groep aan te sluit nie. Ek wil net hê, kyk na wat ek sê, doen selfondersoek, check my uit, is ek reg of nie? En dis maar eintlik al. Nie almal gaan dit aanvaar wat ek sê nie. Ek glo nie almal gaan dit aanvaar nie. Dit is reg so. Dit is nie almal gaan dit sien nie. Maar daar mag dalk enkeles wees wat hierdeur geseën word, en ek hoop dit is die geval. En ek hoop jy by die luisteraar is een van die wat geseën gaan word deur hierdie en die ander video's wat ek ook maak. So een ding wat ek graag wil sê is dat God word onderskat deur die mense in die algemeen. God word onderskat. Mense verstaan nie dat hy is super intelligent. Ek weet nie wat ander woord te gebruik daarvoor nie. Ek moet iets gebruik. Daar is eintlik nie woorde in enige taal, dink ek, wat God heeltemal kan verduidelik nie. Maar kom ons sê nou maar super intelligent, super alwetend, super wys en ook super liefdevol. Meer liefdevol as wat ek en jy nog ooit elders sou teëgekom het. Meer liefdevol as jy eie pa en ma teenoor jou was toe jy nog 'n klein
babietjie was, of 'n Peter, die liefde van God, ons verstaan dit nie. Dit is onbegryplik, ons verstaan dit nie, en ek sal nog later weer meer daaroor praat. Ek wil kyk na Romeine 11 vers 36, en ek gebruik maar die 2020 vertaling, ek dink dit is een van die beste vertalings in Afrikaans. Romeine 11 vers 36 wat sê, want uit hom, is nou God, en deur hom, en tot hom, is alle dinge. Nou, dit is nogal 'n groot stelling wat daar gemaak word, en ek dink 'n mens lees baie maklik oor daai vers en dink nie, wat is die implikasies hiervan nie. Want uit God is alle dinge. Alle dinge is alle dinge. Dit beteken, die hele uitspansel is uit hom uit. Toe hy geskep het, het hy nie net gepraat en wow, daar is dit nou nie, maar dit kom uit sy wese uit sy binneste uit. Alles wat hy geskep het. Die hele uitspansel, al die planete, tot in die verste uithoeke van die uitspansel, en dit is enorm groot, so groot, ons kan dit nie eers verstaan nie. Maar dit kom uit hom uit, hy het dit geskep. Dit kom ook deur hom, hy hou dit in stand, alles wat daar is, alle lewe op die aarde, en waar ook al dit mag lewe wees, is deur hom, hy hou dit in stand, en dit is tot hom, dit is vir hom, dit is vir sy voordeel, alle dinge, niks uitgesluit nie, selfs die slegte dinge ook, en ek sal nog in 'n video uitwys, hoekom ek sê, selfs die slegte dinge en kwaad kom uit hom uit, nie dat God enigstens evil is nie, maar hy het die vermoë om ook evil te kan skep as hy wil. So, slange wat giftig is, muskiete wat jou pla in die nag, kom uit God uit. Alles kom uit hom uit. Hy is God, en hy weet wat hy gaan doen, en as daar nou kwaad en evil is, en daar is, en hy het ook gesê, hoekom daar is, gaan nie vir altyd daar wees nie. So, van die vers hier, Romeine 11 vers 36, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. En ek wil jou eintlik uitnooi om bietjie te gaan sit en dink oor hom. As jy klaar na die video geluister het, dink 'n bietjie oor daai vers. Oor die implikasies daarvan. Dan is daar die Jesaja 46 vers 9 tot 10. Ek sal dit ook graag wil lees. Jesaja 46 vers 9 tot 10. Waar God nou praat deur die profeet Jesaja, en hy sê, ek is God en daar is geen ander nie. God en daar is niemand soos ek nie. Ek wat van die begin af die afloop aankondig, van lang gelede af, dit wat nog nie gebeur het nie. Van lang gelede af, dit wat nog nie gebeur het nie. Ek wat sê, my raadsbesluit sal stand hou. Alles wat ek wil, sal ek uitvoer. Dit is die ware God. Dit wat hy wil, sal hy doen. Hy sal dit uitvoer. Niemand gaan hom keer nie. Niemand nie. Geen bose magte, geen Satan gaan God keer in die plan wat hy uitvoer nie. En ek dink een van die probleme is dat ons wil hê dinge moet vinnig gebeur en in geslagte kom en geslagte gaan, en ons sien daar is nog maar steeds evil, daar is kwaad, daar is tragedies, daar is ongeregtigheid wat plaasvind. 'n Mens kan huil as mens daaraan wil dink, hoekom kom dit nie tot 'n einde nie, maar die ding is dat God se siening van tyd is anders as ons siening van tyd, en alles speel af oor duisende en duisende jare, maar op sy tyd gaan hy intree en dinge verander, en dit wat hy wil hê moet gebeur, sal gebeur. Dit is wat dit sê daar, so ook in Efesiërs 1 vers 11. In hom, so in Jesus Christus, is ons ook as erfgename uitverkies, voorbestem
volgens die voorneme van die een wat alles volgens sy raad en wil laat gebeur. Hy is die een wat alles volgens sy raad en sy wil laat gebeur. So daar is eintlik niks wat gebeur wat nie sonder God se wil is nie. En so onregverdig en so tragies en so wreed soos wat die kruisdood was van Jesus Christus, dit is ook deel van sy plan gewees. En daar is baie dinge wat daaruit voortgevloei het en steeds voortvloei wat tot groot voordeel strek van die hele skepping, van die mensdom en die hele skepping. En ek sal nog daarop ingaan in toekomstige video's. So, alles is tot hom, sê Romeine 11 vers 36, alles is vir sy voordeel, alles is vir sy plesier, en sy plesier, aangesien hy 'n God van liefde is om eintlik alles wat hy geskep het, vreugde en plesier te gee, en goeie dinge te gee, en dit is waarop alles afstuur, dit is waarop alles afstuur, op 'n wêreld waar daar geen trane gaan wees nie, geen dood gaan wees nie. 'n volmaakte wêreld, dit is waarop alles afstuur. En mense gaan dalk vir my vra, maar wat van dat mense gaan voor die oordeelstroon van God verskyn, wat van die hel, wat van daai dinge? Ek gaan nog dit antwoord in toekomstige video's. As jy meer wil weet, gaan kyk na die webtuiste wat ek hieronder gaan noem, en kyk daarna, as jy nou alreeds meer wil weet, maar ek sê nou vir jy, die God, die ware God, of jy hom nou ken of nie ken nie, en ek wil jy uitnooi, streef daarna om te leer ken, en studeer die dinge wat ek sê, moenie alles vat wat ek sê nie, moenie dit sommer net so goed soos vat nie, gaan kyk self, pas op vir tradisies, pas op vir die tradisionele kerke. Ek was daar gewees. Ek het self goed gepredik al wat ek nie nou sal predik nie. Want ek was mislei. En baie van die wat predik was ook mislei. Nie doelbewus nie, onbewustelik, want ons kom met 'n tradisie uit en ons het dit nie noodwendig so verstaan nie. Ons dink dit is mos hoe dit moet wees. Daardie slim mense wat ons geleer het, jare en jare by die kweekskole, dis wat hulle geleer het en ons beter dit so aanvaar. Maar waar kom dit weer vandaan? En jy kan teruggaan na die kerkgeskiedenis en die eie studies maak en gevind dat die oorspronklike kerk 100-200 jaar na Christus baie suiwerder was as wat baie meeste van die kerke vandag is. Daar dinge intussen gebeur wat dit die leerstellings onsuiwer gemaak het. Baie invloed het ingekom van buite af, wat nie in die Bybel staan nie. So ek wil afsluit met hierdie gedagte dat God is baie groter, baie slimmer, baie beter, baie wyser as wat ons ooit kon dink, as wat ek ooit kon dink. En dit is daardie God wat ek aan jou wil voorhou en sê, leer hom ken, leer hom waardeer en leer hom lief hê.